is 'n interessante ding nou net. Ek het nou net klaar gemaak met die vorige boodskap. En hier kom my vrou. En sy gee vir my 'n vers wat hierdie hele vorige boodskap ten volle saamvat. Onthou as dit gelees, Romeine 2 vers 16, dat God ons gaan toets oor ons diep geheimenisse in Christus Jesus volgens Paulus se evangelie. Nou kom Paulus, in die teks wat die vrou vir my gee, dat ek bietjie vir 'n oomblik vergeet het, sê Paulus hierso, 2 Korintiërs 13 vanaf vers 4. Want al is hy gekruisig uit swakheid, dis nou Jesus, lewe hy tog uit die krag van God. Want ons is ook swak in hom, maar ons sal saam met hom lewe vir julle deur die krag van God. Nou, luister wat sê Paulus, ondersoek julself of julle in die geloof is. Stel julleself op die proef, of is julle nie seker van julleself, dat Christus Jesus in julle is nie, as julle ten minste nie verwerklik is nie. Maar ek hoop dat julle sal insien dat ons nie verwerklik is nie. Jy sien wat Paulus hierso sê. Hy sê, gaan ondersoek jouself. Gaan stel jouself op proef of jy in die geloof is. Wat is hierdie geloof waar jy in veronderstel is om te wees? Dit sê 2 Johannes vers 9, die leer van Christus. As iemand nie die leer van Christus verkondig nie, sê nie, is welkom in jou huis, jy mag nie eens vir hom groet nie, want dan maak jy jou skuldig aan sy sonde. Paulus sê, ondersoek julleself of julle in die geloof is. Hoor jy wat sê hy daar? Hy sê, ondersoek julleself of julle in die geloof is. En ek wil dit bietjie verander sê, ondersoek julleself of julle in hierdie evangelie is. Is Christus in julle? Jy sien, as jy vir my sê, ja, maar Jesus is in my, dan gaan dit wees op grond van wat? Hoekom is Jesus in jou? Wat se doel het hierdie Christus wat in jou is met jou? Wat is hierdie doel van Christus in jou? Wat doen jy met hierdie Christus in jou? Ek sê nogal daarvan hou om te hoor wat mense sal sê, maar ek kan dit vir jou waarborg. Hulle gaan vir jou sê, dat hierdie Christus in my tekens, wonderwerke, siekes genees, duiwels uitdryf, dooies opwek, slange opneem, gif drink, trap op skorpioene. Seker nie, maar dan is jy nie geloof nie. Dan is jy nie in Christus nie, dan is jy in Jesus van Nasaret. En Jesus van Nasaret is nie die Christus wat in die hemel is nie. Hy was God gewees, maar hy was toe nog nie opgevaar na die hemel nie. Jy sien, Paulus sê, toets jou of jy in die geloof is. Kyk wat sê hy. Kyk wat sê hy hierso. Vers 4, 2 Korintiërs 13. Want al is hy gekruisig uit swakheid, lewe hy tog uit die krag van God. Nou, waaruit lewe jy? O, jy sê, o nee, ek lewe uit Christus, want ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee, en soos hy is, soos ek in die wêreld, en elke knie sal buig en elke tong sal bely, en ek het oorwinning oor alles, en ek het mag en krag oor alles, ek leef uit hom, en dan sê ek, nee. Dis nie wat dit beteken nie. Dis as 'n gevolg van daai lewe, maar dit beteken nie, jy het noodwendig nodig om dit toe te pas, om iets te bewys, of iets te bereik nie. Jy sien, wat sê die woord van die Here vir ons? Ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want hierdie evangelie is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. So wat is nou eintlik die krag van God in hierdie evangelie waarin jy moet toets of jy in hierdie Jesus is? Dit is die lewe van God in jou.
Dis die krag van God se lewe wat jou enigste en waaragtige lewe is, apart en geskei van tekens en wonderwerke, profete, verbonde, die wet, Adam, Eden, Jesus van Nasaret, koninkryksboodskap, begeerte vir herlewing. Dit is wat dit beteken. Hierdie evangelie is 'n krag van redding vanaf God vir elkeen wat glo. En waardeur word jy gered? Deur die lewe van Christus. Jy word nie gered deur sy kruisdood en die bloed wat vir jou gevloei het nie. Nee, dit reinig jou, dit heilig jou, maar dit maak jou dood. Jy sien, die kruis maak jou dood. Die kruis gee nie vir jou lewe nie. Die kruis is daar waar die sonde ter dood veroordeel word. Daar waar jy as Adam ter dood veroordeel word en Adam as jy ter dood veroordeel word. Daar is nie lewe in die kruis nie. Daar is net dood in die kruis. Want hierdie kruis is die krag van God wat ons red van die sonde en die dood. En wat is hierdie krag wat ons red? Is die lewe van Christus. Nou sê hy, Christus het in swakheid, luister, Christus was gekruisig uit swakheid, maar lewe hy tog uit die krag van God. Jy sien, in daai omstandigheid het Jesus nie vertrou op sy goddelike krag om hom van die kruis af te kry nie. Hy het vertrou op die lewe van God wat in hom is. En in jou situasie en jou omstandighede, op wat vertrou jy? 'n bemoedigende versie hier, iemand wat daardie handjies op jou lê, iemand wat hier vir jou gaan bid, 'n teksie van bemoediging, iemand wat 'n profetiese woord het, iemand wat 'n uitleg van taal in jou het, iemand wat die hande op jou kom lê, iemand wat vir jou kom bemoedig die hele tyd, vir jou liedjies speel en jou bemoedig, iemand wat vir jou Ou Testamentiese teksie gee om jou te bemoedig. Dink jy dit is die krag van God? Nee, dis emosionele stigtiging vir jou. Dit het niks te doen met geestelikheid nie. Paulus sê, want al is hy gekruisig uit swakheid. Wat beteken uit swakheid? Jesus het hom ontledig van sy godheid. Hy het gesê, ek gaan my gees van God en my gees as God in die hande van die Vader gee, en dan gaan ek die sonde myne maak, en dan gaan ek sterf. Dit het hy gesê. Maar hy het geweet dat sy lewe en sy oorsprong is by die Vader, maar sy swakheid was dat hy sy liggaam opgeoffer het, die pyn en die sonde en die smart in hom geneem het, en hy die dood en die pyn moes ervaar van enige mens. Hy kon engele geroep het om hom te kom uithaal, maar hy het gesê, ek gaan hierdie swakheid van die mens aanneem. Nou wat sê Paulus? Want ons is ook swak in hom. Nou hoor jy wat sê hy? Hoeveel keer het jy gehoor, ek is so magtig in Christus Jesus, ek is so oorwinnend, ek is so magtig in Jesus, ek het al die mag in hemel en aarde om duiwels te bind. Halleluja. Hoeveel keer het jy dit nie gehoor? Ons bind jou duiwel! Satan, ons bind jou, stuur jou na die putte van die hel toe. Hy het dit vir die disippels gesê, vir Israel, man, jy het die sleutels van die koninkryk, Petrus, wat jy toemaak is toemaak, en wat jy oopsluit is oop. Maar nou wat doen ons? Nou vat ons dit wat Jesus van Nasaret gesê het, Satan, ek bestraf jou, en ek bind jou. Nee, dis nie wat jou krag is nie. Jou krag is nie in die naam van Jesus wat tekens en wonderwerke verrig nie. Dis Jesus van Nasaret. Jou krag is die evangelie, die lewe van Christus, die lewe van God in jou. Luister wat sê Paulus. Want ons is ook swak in hom. Ek het niks van myself in Christus nie. Daar is niks van uit myself wat Christus komplementeer nie. Ek het niks autoriteit in myself nie. Ek het niks mag in myself nie, want ek is in Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Dit beteken alles wat ek was, alles wat ek gedink het ek was, wat sê Paulus, moet jy jouself hoor, as wat jy werklik is nie. Jy is actually niks nie. Want alles wat ek was het afgesterf in Christus Jesus. Niks van my vorige self het oorgebly nie.
Ek mag lyk soos dieselfde Puna, bietjie grys, ja, en bietjie vetter. Maar daar's niks van my wat oor is nie, niks van wie Puna was in die verlede voor Christus se lewe nie. Kyk wat sê Paulus. Kyk wat sê Paulus. Jy is swak in hom. Daar is nie 'n eie self van jou voor Christus en met Christus nie. Daar is nie 'n eie ek in Christus nie. Daar is nie 'n salwing wat jy het vir jou in Christus nie. Daar is nie tekens en wonderwerke en gawes wat jy het nie. Daar is nie bedieninge wat jy het en al hierdie goed in jou eie krag nie, want jy is swak in Christus. En wat sê hy? Johannes 15. Die lote kan niks sonder die wynstok doen nie. Jy kan nie terugdra sonder Christus. So jy het niks om aan Christus te gee nie. Jy het niks aan Christus te offer nie. En jy het niks om Christus se guns te wen nie. Nie eers jou talente nie. Dit het alles gesterf op die kruis. Dit is nou Christus se prerogatief. Dis Christus se reg om dit te gebruik, nie jou reg nie. Paulus praat hard, nie. Dis ook ek so like. Hy sê, ons is ook swak in hom. Maar dan kom hy sê, ons sal saam met hom lewe vir julle deur die krag van God. Wat sê Paulus? Ons sterf daagliks en word daagliks vir julle gekruisig, sodat die lewe van Christus ons openbaar kan word. Dis hoekom ek hierdie dinge praat, want die lewe van Christus probeer ek by julle tuis bring, dat julle kan besef, daar's iemand of iets, iemand anderster in julle, wat julle hele en algehele en absolute lewe is. Daarom sê Paulus, nou moet jy jouself ondersoek, of jy in die geloof is. Is jy in die geloof waar jy nie feature nie? Is jy in die geloof waar jy niks krag het nie, waar daar niks van jou is nie, waar jy absoluut onbelangrik is, en waar jy 'n absolute nul op 'n kontrak is in jou vlees? Is jy in daai geloof? Is jy in daai Christus, waar die Christus in jou alles is, wat jy wil wees en moet wees en reeds is? Of is jy in 'n Christus wat jy probeer komplementeer met tekens en wonderwerke en gawes en besoeke van herlewing en die bestraffing van duiwels en in die profete en in die wette en al daai ander gemors? Ek sê nie die woord van God is gemors nie, maar dit word deur ons gemors gemaak. Want ons probeer dit wat nie vir ons is nie van toepassing maak op ons. Ons probeer hierdie Jesus wat ek in my eie verstandjie opgebou het, inwurm in die Ou Testament in. Inwurm in die profete in. Inwurm in die verbonde in. Inwurm in Adam in. Maar Paulus sê ons is swak in hom. Jy moet jouself toets of jy in hierdie geloof is, of, luister wat sê hy. Dis so maklik, hulle sê so maklik, ja, maar ek is in Christus. Ek is in hemelse plekke en ek het al die krag en al die mag en al die gesag van die Here, maar hoekom ly jy dan nog met siekte? Hoekom sukkel jy dan nog met jou geloof? As jy dan so magtig is, dis juist daarom omdat jy dink jy's iets dat jy so sukkel. Jy's niks. Ek is niks. Ons is niks nie, want Christus is alles wat alles en almal vul met homself. Jy sien, is Christus wat die belangrikste is van alles, gaan lees in Kolossense. Die Engels sê, he's preeminent in everything. Niks bestaan net sonder hom nie. In hom, deur hom en tot hom is alle dinge, en alle dinge hou stand in hom, want hy is voor alle dinge. Toets jou, of jy in die geloof is. Stel jouself op proef, sê Paulus. En wat sê Jesus is jy? Is jy in die Jesus van tekens en wonderwerke en miracles en duiwels uitdryf en dooies opwek en malaatses genees en siekes genees en afwagting van herlewing? Is jy in daai Jesus? Wel, dis nie die Jesus van Paulus nie. Hy sê, die Jesus van Paulus is nie iemand wat op die aarde was en in Israel was nie, maar hierdie Christus van Paulus is die lewende God in die hemel wat in jou is, wat in jou lewe, wat jou enigste lewe is, met wie jy een gees is. Ondersoek julleself.
of julle in die geloof is? Stel julle self op die proef. Of is julle nie seker van julle self dat Christus in julle is nie? Hoekom hardloop mense vir tekens en wonderwerke? Want hulle het 'n onsekerheid van wie Christus is in hulle. Hulle het geen benul van wie hierdie wonderlike, almagtige Christus in my is nie. Daarom moet hulle bemoedigende versies skryf, bemoedigende liedjies skryf, bemoedigende boodskappe, bemoedigende gebede, bemoedigende handjies oplê, bemoedigende woorde van profesie, bemoedigende tale wat uitgeleg word. Mense wat vir jou oor die radio bemoedigende boodskappe sê, ag, ek wil net my broer bemoedig met, of broers en susters, ek wil julle net bemoedig, man, bog met bemoediging. Word sek met bemoediging, jammer dat ek dit so kras stel. Jy het nie bemoediging nodig nie, want die Bybel sê, ons bemoediging is in Christus Jesus, en hy is dit wat ons moedig maak. Toets julle self, of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef. Of is julle nie seker van julle self dat Christus in julle is nie? As jy so rondhardloop en jy soek en jy vra hier en jy gaan in die profete in, en jy gaan in die verbonde in, en jy gaan in voorspoedsteologie in, dan het jy geen sekerheid van Christus in jou nie. Die Bybel sê, ons het die sekerheid van geloof in Hebreërs, wat ons staan in die bloed van Jesus, in 'n nuwe en 'n lewende weg, rein en heilig verklaar in God se teenwoordigheid. Hou dan hierdie geloofsbelydenis vas, sê Paulus in Hebreërs. Maar hoekom hardloop jy rond? Want jy het nie die vaagste benul wie hierdie Christus in jou is, wat Paulus verkondig het nie. Jy het geen idee en geen begrip van die evangelie wat God aan Paulus toevertrou het nie. Want weet jy wat? Die Bybel sê, dat Jesus sê homself, ek het nie gekom om die profete tot niet te maak nie, sê hy vir Israel, maar ek het gekom om die wet te vervul. Maar weet jy wat sê Paulus? Paulus sê, dit het God behaag, wat my afgesonder het van my moederskoot af, om sy woord in my te vervul. Dit is hoekom Paulus se boodskap so absoluut belangrik is, en so kardinaal belangrik is. Kom ons kyk 'n bietjie na wat Paulus hierso sê. Kolossense 1:25. Vat op vers 24, Kolossense 1:24. Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul aan wat aan die verdrukkinge van Christus in my vlees ontbreek vir sy liggaam wat die gemeente is. Vers 25. Waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang om die woord van God te vervul. Hoekom moet jy jou toets om te sien of jy in die geloof is? Met ander woorde, in die geloof van Paulus is. Hoekom moet jy jou toets om te kyk of jy in die evangelie van Paulus is? Waarom is dit so belangrik om te kyk en te ondersoek en te toets en om seker te wees dat Christus in jou is? Want dit is die finale eindevangelie wat God gegee het. Daar is geen ander evangelie meer nie. Daar is niks meer wat God gaan gee nie. Dis nonsens en dit is bogdie dat Joseph Smith van die Mormone 'n nuwe profeet is en dat Russell van die Jehovah Getuies 'n nuwe profeet was en dat Mohammed 'n nuwe profeet was. Nee. God het sy woord in Paulus vervul. Want hy het geweet van Paulus moet die finale bedienaar wees van God se woord. En daarmee het God sy woord toegemaak. Hy sê my woord
is Christus. Christus in jou lewe. Toets jouself of jy in die geloof is. Beproef jouself. Hoor wat sê Paulus. Stel julleself op die proef, of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nie? Kyk hierso, as jy nie met sekerheid kan sê en kan weet dat Christus jou lewe sonder byvoegsels, sonder komplimentering. As jy dink jy moet Christus komplimenteer met werke, met dade, met gebede en met alles en met vastings en al daai tipe goeders, dan sê Paulus, as jy nie jouself kan toets in hierdie ding, dat Christus in jou is en jy's nie seker nie, as jy ten minste nie verwerklik is nie. So as jy met onsekerheid kan sê of Christus in jou is, dan is jy verwerklik. As jy sê, ja, en Christus is in my, plus tekens en wonderwerke, plus siekes genees, plus die gawes van die Heilige Gees, plus die profete, plus alles, enigiets plus Jesus. Verwerklik. Verwerklik. Want Jesus word nie geplus of gekomplementeer met enige iets anders nie. Hy is wie hy is. God in jou. Dis wie hy is. Die almagtige en die waaragtige God, die ewige lewe. Wat is my afsluiting dan van hierdie spesifieke boodskap? Ondersoek julleself of julle in die geloof is. Stel julself op die proef, of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nie? As julle ten minste nie verwerklik is nie, sê Paulus. Het jy enigiets geplus met Jesus? Het jy Jesus plus iets? Dan is jy verwerklik. Het jy Jesus sonder iets? Sonder enige byvoegsels, net vir wie hy is in jou as jy lewe? Dan is jy aanneemlik en nie verwerklik nie. En daarom sê Paulus, as jy jouself kan toets in die geloof, en jy kan sien en weet dat hierdie Christus in jou is en hy is jou lewe sonder enige ander byvoegsels, dan sê hy, julle is nie verwerklik nie. Nou ja, volgende keer gaan ons 'n bietjie verder in hierdie evangelie van Paulus in. Nou tot ons weer praat, Here seën julle, en dankie aan my vroutjie, wat die teks aan my net bekend gemaak het, weer in my weer herinner het. Tada!